Vir eeue lank groet die kerk mekaar al op hierdie dag met die woorde, hy leef. En dan antwoord die een wat gegroet word met, ja waarlik, hy leef. Baie welkom by ons saamwees op hierdie dag, op Paasondag, op Opstandingssondag, en ek wil jou dan graag groet vandag met, hy leef. En mag julle mekaar vandag so groet, maar mag jy veral met jou hele lewe begin agterkom wat dit is om te leef, dat ja waarlik hy leef. 'n ander gebruik wat die kerk gehad het was om grappies oor die dood te vertel. Mens sien iets daarvan by Paulus, van dood, waar is jou oorwinning, dood, waar is jou angel, as hy daar in die brief aan Korintiërs skryf. Ek wil nie grappies oor die dood vertel nie, ek wil eerder 'n storie oor die lewe en oor die dankbaarheid van die lewe met julle deel. Ek het so 'n paar weke gelede by Rudy en Talita Botha gekuier en met die toewyding van klein Mia en na die toewydingsritueel en terwyl ons sit en kuier, sy ouers is ook daar uit Somerset-Oos uit en dan vertel hulle die verskriklike, maar ook die wonderlike storie van sy ongeluk van 'n paar jaar gelede. Hy en Talita het mekaar net voor die ongeluk ontmoet en hulle liefde het gegroei gedurende hierdie traumatiese tyd en hulle is ergens langs die pad is hulle ook getroud, maar Rudy moes weer leer om te praat, hy moes weer leer om te sien, hy moes weer leer om te loop en ek en hy stap na die tyd na die kar toe en ek is diep geraak deur hierdie storie, deur hierdie ervaring van pyn en verwondering wat hulle as 'n familie saam deur is. En dan, as ek iets daarvan met hom deel, dan wys hy vir my die eelte op sy knie. Hy is blykbaar baie lief vir koffie en elke oggend, voordat hy sy eerste koppie koffie drink, gaan hy op sy knie en hy sê dankie vir die lewe. Dankie dat hy leef, vir sy lewe, vir hulle lewe. En ek wonder baie keer of dit nie net lyding is wat ons by hierdie diep verwondering, hierdie diep van selfsprekende dankbaarheid kan uitbring nie. Jy kan nie verwondering probeer manipuleer of wakker maak by ander mense nie. Dis iets wat jy self moet ervaar. Nou wonder ek vandag, as jy na die lewe kyk, na jou eie lewe kyk, wat is dit waarvoor jy op jou knieë sou wou gaan? Wat is dit waarvoor jy vandag in verwondering is op hierdie Opstandingssondag? Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die lewe, ons dankie dat U vir ons die lewe kom gee het. Ons dankie dat U die onverklaarbare kom doen het, die onverwagse kom doen het, deur uit die dood op te staan en te leef. En Here, dit is vir ons wonderlik om ook te mag erken dat ons dit nie net in 2000 jaar gelede sien nie, maar dat ons dit ook vandag kan raak sien, as ons net ons oë kan oopmaak daarvoor, as ons dit net kan raak sien. Here, ons is baie bewus daarvan dat hierdie nie 'n tower oomblik is nie. Dat ons steeds, al is dit Sondag vandag, al is Vrydag verby, dat ons steeds op die landskap van lyding bevind. Dat daar steeds chaos rondom ons is. Dat daar steeds baie pyn en lyding is. En daarom, Here, het ons nodig om U vandag ook raak te sien. Wil U ons kom ontmoet, wil U saam met ons kom stap, en as dit ware ons oë kom oopmaak vir die hoop van U teenwoordigheid, van U nuwe lewe, wat U vir ons kom gee, wat U vir ons as 'n wêreld en 'n mensdom droom. Help ons om dit raak te sien, sodat ons daarbey kan aansluit met ons hele lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die misterie van die opstanding is dat dit ons nie uit die landskap van lyding na 'n ander landskap neem nie,
maar dat dit bloot hierdie landskap van lyding met nuwe lewe kom vul. Die opstanding landskap is 'n veranderde landskap. Dit is nie 'n ander landskap om die draai weg van hierdie landskap van lyding nie. Dit is lewe binne in hierdie landskap van lyding. Dalk is dit vir jou moeilik om te verstaan, maar eintlik ken jy dit reeds. Ek gaan so 4 prentjies vir jou wys as metafore om te sê, maar dis 'n landskap van lyding, maar dis ook tergelykertyd 'n landskap van nuwe lewe. Die eerste ooglopende een is 'n kraamsaal. Hierdie is tog 'n ruimte van intense pyn, as ek die storie reg verstaan, veral is dit nou 'n doodgewoon natuurlike geboorte is sonder epiduraal en allerlei verdowings. Is dit 'n pynvolle ervaring, maar ook 'n ruimte van nuwe lewe en intense vreugde aan die ander kant. Die volgende een kan ons dalk nou vra, is hierdie 'n begrafplaas van sade, of is dit 'n broeikas van nuwe lewe? En dit is tog al twee tegelykertyd. Tegelykertyd 'n sterwe en tegelykertyd die ontwaking van 'n nuwe lewe. Iemand skryf dat die wortels van iets nuut groei altyd in die verrotting van iets anders. Hierdie sade het my laat verder dink aan 'n haiku wat ek gelees het, en dan sien ons die voeltjie wat die sade verorber en vergruis daar in sy snavel en tot nuut maak. En die haiku sê, "The seed intact grows a tree. The pulverized seed grows into a bird." Dis die taal van opstanding. Dis die taal van transformasie, verandering, van nuwe lewe, van iets wat verloor word, maar iets groter, anderster, mooier, lewendiger wat ontdek word. En die laaste een is die olyfpars. Die parskuip is die pynvolle uitdrukking van balsem, van olie, van geur, van lewe. Hierdie is alles metafore van lyding, maar ook metafore van nuwe lewe. So dis belangrik dat ons dit vandag moet raak sien. En hopelik sal jy dit ook hoor in die teks wat ons gaan saam lees. Die landskap van nuwe lewe is 'n veranderde landskap. Dis nie 'n ander landskap nie. Dit is uiteindelik nie 'n ontvlugting om die draai nie. Dit is die verandering van die hier, die landskap van lyding wat gebeur. 'n Paar herkenbare bakens net voordat ons die teks lees rondom die opstanding in Matteus, Markus, meer eintlik in Matteus, Lukas en Johannes, sien ons 'n paar herkenbare bakens op die kaart van die landskap van nuwe lewe. Die eerste ene is die gedagte dat die opstanding is altyd verrassend. Dit is nie ooglopend nie. Dit verras mense altyd, dis so half teen die verwagting in word die opstanding met verrassing ontmoet. Die tweede gedagte is dat die opstanding word altyd in community ontdek, in verhoudings. Daar is 'n paar alleen ervarings, maar dit dwing hulle dadelik terug na community, toe die nuwe lewe gebeur in verhoudings, of dit neem jou na verhoudings. Die opstanding word nie dadelik herken nie. Jesus word die hele tyd, elke keer is dit nie dadelik dat hulle hom herken nie. Soms word hy verwar met iets of iemand anderster. En dit vra 'n tweede kyk om die nuwe lewe in die landskap van lyding raak te sien. En in die laaste gedagte is, die opstanding ontwaking gebeur dikwels, byna altyd, rondom etes. Die goeie rede hiervoor is dat daar 'n feestafel verwagting was van wanneer die Messias sou kom. Dat hy aan die ander kant ook fisies bewys dat hy leef, dat hy nie maar net 'n droombeeld is nie. Maar die vroeë kerk het dit baie ernstig opgeneem, hierdie gedagte dat deur ander in te nooi na die tafel toe, dat dit die primêre voertuig van die kerk geword het, was die etenstafel, die kombuistafel, die leefruimte. Ons gaan saam stap deur die Emmausganger se ervaring van die nuwe lewe, se ontwaking vir die nuwe lewe, soos wat dit daar in Lukas 24 vers 13 tot 35 staan. Nou as daar stasies vir die kruis is, dan sou die Emmausganger se verhaal dit kon deurgaan as stasies van die opstanding, stasies van die nuwe lewe.
Ons gaan by elke stasie stil staan en so tussendeur gaan Stefan hulle ons bedien met musiek vir hierdie pad, vir hierdie reis waarop ons is, musiek waar tydens jy kan reflekteer oor dit wat ons saam beleef. So die 2 Emmausgangers was deel van 'n groter groep volgelinge van Jesus, meer as net die 12 was daar 'n groter groep. Dit is die Sondagmiddag wat hulle teleurgesteld en ontnugter en moeg en moedeloos wegstap van 'n teleurgestelde verwagting van wat hulle by die kruis ervaar het. Hulle het gehoop dat Jesus iets anders sou wees en dan ervaar hulle die teleurstelling van Goeie Vrydag en hulle stap eenvoudig weg. 'n Paar vroue die oggend by die leë graf gekom vir die disippels gaan vertel. Petrus het gaan kyk daarna en is in verwondering oor die leë graf en die engele wat sê hy het waarlik opgestaan. En dan lees ons van vers 13 af. Onthou, ons is in hierdie landskap van lyding, is ons op soek deur hierdie teks na spore, patrone, herkenbare tekens van hoe lyk dit, hoe kom die nuwe lewe. Sien die geleidelike aard hiervan, dat dit as dit ware 'n ontwaking is, dat dit nie net 'n eensklaps oomblik is nie, maar dat dit hierdie geleidelike ontwaking is. Die opstanding gaan uiteindelik ook oor ons wat verander word. En dis iets waarmee ons nie gemaklik is nie. Ons dink die opstanding met alles rondom ons kom verander. Wat ons in hierdie gedeelte sien is 'n ontwaking van hoe ons uiteindelik verander word. En soos W.H. Auden, die digter, skryf, we will rather be ruined than changed. Ons hou nie van verandering nie. Ons sal eerder vernietig word of moeilikheid ervaar as wat ons self verander word. We would rather die in our dread than climb the cross of the moment and see our illusions die. En dit is dalk wat by die landskap van nuwe lewe op die landskap van lyding gebeur. So Lukas 24 vers 13 tot 14, ons eerste stasie is loop saam. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. By ons eerste stasie, loop saam. Kan ons dalk sê, dat die nuwe lewe kom daar waar ons op pad is. Dat gearriveerd wees, afgehandel wees, dat dit alles die moontlikheid van nuwe lewe verhinder. Dat dit keer op 'n manier. Dat dit die volgende hoofstuk van nuwe lewe, dat dit in die pad daarvan staan. Ons probeer net harder en meer om vanuit ons ou gewoontes, ons ou patrone, ons ou maniere, ons ou persepsies, probeer ons uiteindelik net harder en beter en meer. Ons werk net al harder, dan gaan hierdie landskap verander. Maar daar is nie eintlik enige verandering nie. Vasgeval in die ou, bekende, gearriveerde, afgehandelde patrone. Dit is hier, by hierdie pynlike ontnugtering, wat die vroedvrou dalk vir ons sou sê, push through the pain. Dis hier waar die mystikus dalk vir ons sou wou sê, maar wat wil die pyn, waartoe en waarheen wil die pyn jou beweeg? Don't waste a good crisis. Kom in beweging oor waar jy nog altyd gestaan het en dalk vasgeval het. Waar is jy dalk te afgehandel? Waar vlug jy na die gerief van die bekende en na ou antwoorde en patrone toe? En kan ons dalk verder dan sê en hierin raak sien, dat die nuwe lewe gebeur net daar waar ons saam op pad is. Saam van ons afgehandeldheid af beweeg. Saam soek. Daar waar ons eerlik, weerloos, oop, broos ons lewe met mekaar kan deel, ons pyn met mekaar kan deel, maar saam op pad wees, lyk vir ons na 'n resep en 'n tree na die nuwe lewe toe. Met wie reis jy op die oomblik saam? En hoe kan daai verhouding dalk verander word na 'n meer weerlose, oop, eerlike gesprek? Ons is so geneig om in ons verhoudings maar net alles mooi in stand te hou, sekere beelde of idees van ons voor te hou en nie regtig na 'n intieme, eerlike, weerlose saam op pad wees gaan nie. Dalk het jy nuwe verhoudings nodig. Die tweede tree
is laat die ongenooide gas, die ongenooide vreemdeling toe. Vers 15 tot 18 lees ons. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop waar hulle oë verhinder, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Ons tweede stasie, laat die ongenooide vreemdeling toe. Kan ons dalk sê, dat die nuwe lewe net kom, wanneer Jesus naby kom, wanneer hy nader kom? Dat ons nie self kan nie, dat ons dalk juis by hierdie nulpunt, by die laagland van ons lyding, van ons het nie meer antwoorde nie, ons het net vrae, ons het net verwarring, as ons net daar kan kom, dat Jesus opdaag, dis net wanneer hy opdaag wat die nuwe lewe moontlik word. Wat wel hier anders is dat Jesus opdaag as 'n vreemdeling. Ons kan, en ek wonder dikwels hieroor, of hier nie 'n sleutel in is vir ons om weer te erken nie. Dat wanneer ons die vreemdeling wat in klomp gestald is, die vreemdeling van die vreemdheid en die vreemdeling van lyding, dis soms mense, soms is dit dinge wat gebeur, as ons die vreemdheid net weer kan toelaat om saam met ons in ons brose eerlik wees op pad is, dat daar dan iets met ons kan gebeur, dat die nuwe lewe dan moontlik raak, as ons dit net sal toelaat naby ons en in ons lewens in. Dit was nogal 'n kenmerkende karaktertrek van die vroeë kerk. Ons sien dit in Matteus 25 as Jesus sê, maar ek was honger en julle het vir my kos gegee, ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Wanneer ons die vreemdeling as die moontlike gestalte van Jesus wat iets aan ons wil kom bekend maak, as ons dit net weer sal toelaat. Daar kan ons eenvoudig net vandag erken dat Jesus en sy lewe voor sy dood is dikwels misverstaan en dat ons dit dalk ook misverstaan. Na sy dood herken ons en sien ons dat hy dikwels nie herken is nie, dat die nuwe lewe dalk dikwels so anders is as wat ons verwag. Dat ons weer en weer en weer na ons landskap van lyding moet kyk voordat ons God se beweging, God se teenwoordigheid hierin gaan raak sien en herken. Dis vreemde tye, ons ervaar vreemde goed. Lyding daag soms soos 'n ongenooide vreemdeling op. Maar hierdie vreemdeling is dalk juis die een wat aan ons die nuwe lewe kan openbaar. God daag nog altyd op vreemde maniere op, veral deur die kruis. On the hill of Calvary, the light of all the world, with the world on his shoulders, the weight of all our shame on him who knew no sin. Holy surrender, sky went dark, the angels wept, the Father looked away. The final breath, he bowed his head, the Lamb of God was slain. By his wounds I am set free, by his blood I've been redeemed. The great divide he crossed for me. Oh, praise the God of Calvary.
his blood I've been redeemed. The great divide he crossed for me. Oh, praise the God of Calvary. Cross is all I need to see. Oh, praise the God of Calvary. Ons het by die vorige stasie gesien dat hulle vir Jesus vra, maar is hy dan die enigste vreemdeling wat nie weet van al hierdie dinge nie? En dan by die derde stasie verwoord jou pyn, vers 19 tot 24 lees ons. Hy vra vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom uitgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Kan ons dalk sê dat die nuwe lewe net kom wanneer ons eerlik word oor ons teleurgestelde hoop, oor ons teleurgestelde geloof? As ons dit kan begin verwoord, kan begin raak sien, kan begin sê net, dat dan raak die nuwe lewe moontlik. Die nuwe lewe raak moontlik wanneer ons skeefgetrekte prentjies oor wie Jesus is en hoe ons wil hê hy moet wees en hoe ons dan ook vanuit hom oor die lewe en oor heelheid en oor nuwe lewe dink. Wanneer ons daai skeefgetrekte prentjies 'n slag begin verwoord waar ons saam loop en waar ons saam met Jesus op pad is, dat hier raak nuwe lewe moontlik. Ek lees in die week die volgende, dat if your God never disagrees with you, you might just be worshipping an idealized version of yourself. Of soos iemand anders ter sê, God made us in his image and we returned the favor. Hoeveel keer moes die kerk oor die geskiedenis heen dit nie al herken het nie, met 'n tragedie eintlik ontdek het nie, dat hulle die dinge in verband met Jesus, soos hierdie teksgedeelte sê, dat ons dit verkeerd gehad het, en ek kan nou lank in die geskiedenis ingaan. Kan ons eenvoudig net terugkyk en hieruit leer? En onsself afvra, maar doen ons nie dalk vandag dieselfde nie, dat alles in die naam van Jesus nie noodwendig God se beweging is nie. Die Emmausgangers het na Jesus gekyk vanuit die bril, vanuit die perspektief wie hulle is, vanuit hulle kultuur, vanuit hulle ou stories en idees, het hulle na Jesus gekyk en hulle het hom nie herken nie. Hulle kon nie sy kruis verstaan nie. Hulle kon nie die nuwe lewe eers eenvoudig herken nie. Kan jy dalk vandag net saam met my herken en erken dat wanneer ons na Jesus kyk, dan kyk ons deur die bril van wie ons is en wil ons die lewe en God maak en sy beweging maak soos wat ons is. Ons kyk deur 'n wit Afrikaner perspektief na God. Ons kyk deur die lense van kapitalisme en individualisme en verbruikerisme, en ek kan so aanhou seker. Ons kyk hierdeur
kyk ons na Jesus en ons wil daarom van hom iets maak en iemand maak en iets van God se beweging en iets van die heel nuwe lewe iets maak wat dit nie is nie. Ons het nodig om God te ontmoet vir wie hy is en soos wat hy is. Die nuwe lewe, die herstelde lewe hang daarvan af. Kan jy dit net begin raak sien? Die 4de stasie is reframe jou pyn. Vergewe die Engels, maar dit sê so lekker. Dit rym so half. Vers 25 tot 27 gelees ons. Toe sê hy vir hulle: wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het en dit vir hulle uitgelê. Kan ons dalk sê dat die nuwe lewe begin waar ons lyding en ons realiteit binne God se groter werklikheid, binne sy groter storie begin sien? Dit is wat spiritualiteit doen, dis wat spiritualiteit veronderstel is om te doen. Dit is wat Jesus hier doen. Hy sê, kyk weer na die werklikheid. Dink weer oor die werklikheid, oor alles wat jy sommer net vanselfsprekend aanvaar, oor my, oor jouself en oor die lewe. Kyk en dink weer daarna, kyk uit God se groter storie na jou werklikheid. Kyk na die lyding, na die lewe, na die werklikheid uit die hoek van God se ewige beweging. Want wanneer ons dit doen, gee dit vir ons 'n nuwe verstaan, dit gee vir ons 'n nuwe manier van kyk, dit gee vir ons 'n nuwe verbeelding oor hoe die lewe kan lyk en eintlik moet wees. En dit is waarom ons die Bybel ernstig opneem en ernstig moet opneem. Want dit hou ons vinger op die pols van God se groter beweging. Daar sien ons die spore en die aard van die wese van God raak, sodat ons dit vandag ook kan herken. Dit vra 'n intense geloof. Dit vra dat ons sal glo dat hy leef en dat hy vandag steeds hier beweeg en is soos wat hy in ewigheid nog altyd was. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy our pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll
fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Ons is by stasie 5, nooi die ongenooide vreemdeling in, vers 28 tot 29. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Dis nou Jesus. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al verby. Bly by ons, klink soos 'n gebed, want het is nag. En toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Kan ons dalk sê dat die nuwe lewe begin waar ons die ander, die vreemdeling, innooi in ons lewe. Weer is ons terug by daai lastige toelaat van die vreemdeling, die ander, die ongenooide, die ongewenste, om saam met ons op pad te wees, maar hier gaan dit 'n tree verder om dit en hom in te nooi in ons lewe, nooi die vreemdeling in. In die landskap van lyding is daar baie lyding wat eenvoudig net gebeur as gevolg van die vryheid wat ons het om te leef. Dis 'n risiko om te leef. Ons is altyd kwesbaar, weerloos, blootgestel. En daar's baie lyding wat as gevolg van doodgewoon lewe met ons gebeur. Maar dan op die landskap van lyding is daar ook baie lyding wat met ons gebeur as gevolg van ons vervreemding van mekaar. As gevolg van hierdie groeiende polarisasie binne in die tyd waarin ons leef. Ons nooi mekaar nie maklik in ons mees intieme hartsruimtes in nie. Ons doen dit selfs nie eers, kom ek agter, in ons huwelike nie, in ons goeie vriendskappe nie, dat ons min mense daar toelaat, innooi om daarvan deel te wees. Ons leef in groeiende pole, al meer, en dit is tog ooglopend, dat dit vernietigend is, dat dit hierdie landskap van lyding eenvoudig net gaan groter maak. Kan ons die vreemdeling innooi, of dit nou die vreemdeling van lyding is, of die gans andere is, of dit 'n ander ras, klas, of iemand van 'n ander oortuiging is, maar hierdie vreemdeling wat ons innooi, dra die potensiaal uit hierdie storie uit, om die nuwe lewe moontlik te maak. En dit laat ons die volgende tree, 'n moeilike tree gee. Laat die vreemdeling toe om jou te bedien, vers 30 tot 32. Terwyl Jesus saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê te vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Kan ons dalk sê dat die nuwe lewe begin wanneer ons die vreemdeling toelaat om ons te bedien, wanneer ons saam met die vreemdeling brood breek.
Die geleidelike saamloop, die toelaat van Jesus as in die gestalte van die vreemdeling om saam met ons te loop en om hom toe te laat om ons sekere vrae te vra sodat ons ou idees en perspektiewe nuut na kan kyk oor God, oor die lewe, oor onsself, en om dit te reframe, gaan uiteindelik oor tot hierdie aha-oomblik. Hierdie aha-oomblik van hulle het Jesus, hulle het die opstanding, hulle het die nuwe lewe herken. Sien die reis tot hier, sien die geleidelike, ontwakende aard daarvan en hê met jouself genade in die ontwaking ook vir die nuwe lewe. Maar hier is hierdie patroon, die toelaat van die vreemdeling, die innooi van die vreemdeling en dan die vreemdeling die mag gee. Die vreemdeling die mag gee om uiteindelik die gasheer te wees wat jou bedien met die tekens van die nuwe lewe. Dit is Sondag, maar donderdag aand het Jesus in Lukas 22 vers 19 presies dieselfde saam met sy intieme groepie gedoen. Hy het die brood geneem, hy het dit geseën, hy het dit gebreek en hy het dit uitgedeel en gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Bring deur hierdie teken, deur hierdie ritueel, bring my in julle werklikheid in, bring my in julle lewe in. En hier daag Jesus as die vreemdeling op. Lukas wil hier vir ons sê dat die vreemdeling en die vervreemding wat ons dikwels in ons lewens ervaar, dat wanneer ons dit toelaat om ons te bedien, gaan ons oë oop, skuif ons perspektiewe, ons idee oor die lewe en oor God en oor onsself en sien ons die nuwe lewe raak. En die breek van brood saam met vreemdelinge roep ons die gedagte van God se prentjie, God se idee, God se groter storie op en verander die landskap van lyding en die landskap van nuwe lewe. Wie gaan jou help om te sien dat hy leef? Saam met wie moet jy brood breek om te sien dat hy leef? Stormwinde is die tale wat lees, daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, plate blomme en woestyne wat skree, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mensdom moet weet, hy leef, alle lof ere waarde, hy leef, verhef bo die aarde, verberg vir die oor, tog hoorbaar omhoog, hy leef. Sagte stilte deur die klowe, bring 'n boodskap wat beloof, daar's meer, daar moet 'n God wees. Harde stem uit donker wolke, roep die nasies, alle volke, 'n kreet, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mensdom moet weet, hy leef, alle lof ere waarde, hy leef, verhef bo die
by ons, alles vertel. Hy is heilig, heilig, alles vertel. Hy is by ons, hy leef, alle lof ere waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verwerf vir die oog, nog hoorbaar omhoog. Hy leef, alle lof ere waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verwerf vir die oog, nog hoorbaar omhoog. Hy Ons kom by ons laaste stasie van Lukas 24 van vers 33 af. Gaan terug na die landskap van lyding. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Kan ons dalk sê dat die nuwe lewe begin wanneer ons daaraan begin deelneem? Hulle gaan terug die donker in, hulle gaan in alle waarskynlikheid terug na 'n baie gevaarlike plek vir die volgelinge van die gekruisigde, maar hulle gaan terug na die landskap van lyding, terug na die ontnigtering, terug na hierdie gevaarlike plek, en hulle word die bekendmakers van Jesus, van dit wat Jesus self kom doen het. Hulle neem daaraan deel aan hierdie beweging van God. Soos wat Jesus die bekendmaker was van homself, so word hulle die bekendmakers van Jesus in die landskap van lyding, en so begin die nuwe lewe. Daar kan mens ten minste net sê dat die nuwe lewe, wanneer dit jou beet het, dat dit jou eenvoudig meesleer na die donker toe, na die gevaarlike plekke toe, na die lewelose plekke van ontnigtering en teleurstelling toe, en word jy 'n medebekendmaker van die nuwe lewe, en so gebeur die nuwe lewe met jou. Ons is die bekendmakers, nie net die ontvangers nie, van nuwe lewe. Skep hier ruimte
my hart laat saam sing. Gee iemand vir daardie eerste tree. Skyn die lig en wys wat ek kan bring, want ons is die sout van die aarde om ons draaglik maak. En elke keer kom 1000 geure saam. Ons is die lig van die wêreld om ons so helder. En elke keer blom 1000 kleure saam. En maak die naam groot. En maak die naam groot. En maak die naam groot. Here Jesus, prys U naam. En maak die naam groot. En maak die naam groot. En maak die naam groot. Here Jesus, prys U naam. Maak jou oë oop, sien goddelikheid. Maak jou ore oop, hoor goddelikheid. Maak jou sintuie oop, proe goddelikheid. Gee met jou lewe en staan op die hemel en skyn. Maak die naam groot. En maak die naam groot. En maak die naam groot. Here Jesus, prys U naam. En maak die naam groot. En maak die naam groot. En maak die naam groot. Here Jesus, prys U naam.'n laaste paar prentjies. In die Malteë distrik daar in Namibië was daar vir 'n klompie jaar lank droogte. Ek was self in die droogte tyd in daai omgewing. Maar verlede jaar hierdie tyd het hierdie landskap van lyding daar in die Malteë distrik, is dit verander. Dit is belangrik om te sien dat dit dieselfde landskap is. En dan verlede jaar hierdie tyd verander die landskap van lyding en die landskap van nuwe lewe. En ons sien al hierdie lelies wat so opgeskiet het amper oornag as 'n getuigskrif van nuwe lewe. Ek sou jou wil uitnooi. My ma het altyd gesê, en sy sê altyd dat ons voor Paasnaweek ons bolle, ons plant leliebolle in die grond moet kry. So mag jy ergens oor hierdie naweek dalk vir jou 'n paar bolle gaan koop en in die grond kry, en dan mag jy in die lente verras word by die ontwaking van hierdie nuwe kleurvolle, geurvolle nuwe lewe. Maar dalk kan ons ook miskien nou al begin om stories van nuwe verbeelding van dit is eintlik hoe hierdie landskap kan lyk as ons sulke stories vir mekaar kan begin vertel. Dat ons die gewoonte kan kry om Paas stories van nuwe lewe te begin. Stories waarvan die Bybel praat van oorlogwapens wat landbouimplemente word.
van leeu's wat saam met bokke wei, van wolwe en skape wat saamloop, van kinders wat by die gate van adders speel, van ou mense en kinders wat nuwe drome sal droom oor 'n nuwe werklikheid wat gaan kom. Dat bome vir 12 maande lank sal vrugte dra en dat hulle blare as 'n vaksine teen pandemies mee sal help. Mag jy begin stories vertel en 'n verbeelding begin kry van nuwe lewe. Mag jy verras word deur Jesus wat op jou landskap van lyding opdaag. En mag hy so lank saam met jou stap dat jy hom sal begin herken en dat jy daarom anders sal kyk na elke landskap wat jy betree. En mag die Gees jou dan in jou hart en in jou hele lewe meesleer, dat jy sal deelneem aan hierdie kom van die nuwe lewe. Amen. Mag julle 'n goeie nuwe lewe ervaring vandag hê waar julle ook al is, en mag dit ook 'n goeie rustyd vir julle wees. Goed gaan.